Goeiemôre luisteraar, ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Kom ons kyk wat die Here vanmôre vir ons wil sê. Ek het nogal iets interessant om aan die voor te lees wat ek ergens gesien het. Telefone is koordloos, kos maak is vuurloos, motors is sleutelloos. Ek self hoef nie 'n sleutel te gebruik om my voertuig te start nie. Kos is deesdae vetloos, jy moet gesond eet. Gereedskap is koordloos, klere is baie keer mouloos, nie dat daar iets meer fout is nie. Die jeug is werkloos, ag Here voorsien tog vir ons jeugwerk. Leiers is skaamteloos, ek sal niks daaroor sê nie. Verhoudings is baie keer sinneloos, houdings is roekeloos, babas is partymal vaderloos wat hartseer is, gevoelens kan harteloos wees, opleiding kan ook waardeloos wees, kinders is baie keer skaamteloos, die parlement is rigtingloos, sê ook niks daaroor nie, die gepepel is hulpeloos, want hulle soek hulp en daar's geen hulp nie. Alles word loos, maar steeds is ons hoop op God eindeloos. Inderwaarheid is ek sprakeloos, maar redding bly prysloos. Die redding wat Jesus aanbied, hoef jy nie voor te betaal nie. Hy sê, kom na my toe almal wat wil, en ek sal vir julle rus gee. En sonder die Here wat hemel en aarde gemaak het, leef baie mense godloos. Dink bietjie hieroor. Wat is die pitkos? Moenie toelaat dat iemand oor jou siel loop met sy vuil voete nie. Kom ons, ja, dit sê baie. Ek gaan ook net oor hierdie een dink, maar ek wil hom tog by u laat, as pitkos, moenie toelaat dat iemand oor u siel loop met sy vuil voete nie. Ons praat vanmôre oor sluit tog vriendskap met die Here, dat ons nie godloos sal lewe nie. Dit kom voor in Job 22:21, sluit tog vriendskap met die Here Jesus, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou pad kom. Neem tog onderrig vandag uit sy woord aan, en lê dan sy woorde diep in jou hart weg. Dit is so dat dit wat sigbaar, tasbaar en fisies is ons lewens, baie kan raak. Die sigbare gee baie keer 'n deurslaggewende rol in ons lewe. Nie net positiewe nie, maar ook hierdie lewe kan jou baie keer bietjie hard slaan, hè. Dit is egter ook so dat wanneer die geestelike ewige dinge vir jou 'n lewensrealiteit is, jy aardse omstandighede baie beter kan hanteer. Paulus was 'n man wat deur baie moeilike tye en verdrukking gegaan het tydens sy aardse lewe, en tog as oorwinnaar uit die stryd getree het. Hoe swakker hy was, het hy gesê, hoe sterker is ek. Hy het ook gesê, daarom het ek behaag in swakheid, mishandeling, en node, vervolging, benoudheid, om Christus ontwil, sy vriendskap met God. Hy het 'n vriendskap met God gesluit. En hy sê, as ek swak is, dan is ek sterk in my vriendskap met my vriend, want deur hom het ek krag en is ek tot alles in staat. Wanneer die Here 'n mens sy kind maak, skeep God ons nie af nie. As ons na Christus gryp vir die ewige lewe, word ons geseën met geestelike rykdomme in die Here. Die wêreld verstaan nie hierdie rykdomme baie keer nie, maar die Heilige Gees wat in ons woon, is baie kosbaar. Ek het so 3 punte. As jy 'n vriendskap met die Here deur Jesus Christus sluit, het jy vrede. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede en 'n kalmte en rus vir jou siel, wat jou sal bybly al die dae van jou lewe. Ons verhouding met die Here verseker ons dat niks en niemand ons uit sy hand ruk nie, en dit gee ons vrede. En onthou, ons het altyd toegang tot God deur Jesus Christus. Toe die voorhangsel skeur, toe hy gesterf het, toe kan ons tot die Vader gaan, vrymoedig, deur die bloed van Jesus, want sy bloed het vir ons die weg gebaan. 3de puntjie, ons word geseën met blydskap en vreugde, ook oor 'n toekoms saam met God, want niks, maar niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. Amen.